Goeienaand geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanaand ook in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om saam met u in hierdie aand te kan wees. Ons bid dit wat gebeur hier sal strek tot eer en verheerliking van God se groot en almagtige naam. Geliefdes, ons gaan nie vanaand voorsang doen nie. Met die oralis wat nie hier is nie, sing ons so 'n bietjie moeilik. Ek het wel 2 liedere binne in die erediens om steeds die stemming van erediens te hou. Maar ek gaan laat ons net so sit, dan bid ons net in stil gebed saam. Amen. Geliefdes, ek gaan vra dat jy staan vir die Fotum en die Seun. Nadat ons aan die Fotum en Seun geluister het, gaan ons saam sing gesang 319. Gesang 319. Praat ek mense engle tale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hols en bale. Gesang 319, daarvan vers 1 en vers 3 as 'n loflied, waarna u weer u plekke kan inneem. Geliefdes, kom ons staan vir die Fotum en die Seun. Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Matteus 12. Matteus 12, daar vanaf vers 33. Matteus 12 vanaf vers 33. En ons teksgedeelte waarop ons vanaand veral gaan klem lê, is vers 34. Adder geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? En dan die klem lê veral op die tweede gedeelte, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Daarmee saam ook Handelinge 1 vers 8, 'n gedeelte waarby ons die laaste tyd baie stil staan, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Geliefdes, ons lees saam Matteus 12 vanaf vers 33. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. Addergeslag,
Hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mense bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woord sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, deur die Hemelse Vader, aan U kom toe die lof en die eer in die hemel en op aarde. Here, hoe heerlik is dit om vanaand in U huis by mekaar te wees, om saam oor U woord te kan dink. Here, om voor U te mag staan en te sê, Here, spreek, want die diensknegt en die diensmagd luister. Here, en dankie dat ons die groot opdrag wat U vir ons gegee het kan uitleef. Om disippels te gaan maak van die nasies, getuies te gaan lewer tot in die uithoeke van die wêreld. Maar Here, dankie dat U vir ons toerus. Dat U vir ons gebed gee waardeur ons biddend disippels kan maak en Here, soos wat ons vanaand gaan sien, ook die gesproke woord. Here, dankie dat ons ook kan weet dis nie in onsself nie, maar alleen deur die Heilige Gees wat in ons werk. Daarom vra ons, spreek U nou met ons, breek vir ons die brood van die lewe oop, spreek want die diensknegt en die diensmagd luister. Ons bid dit nie in onsself nie, ons bid dit in naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in die laaste tyd het ons gekyk na ons opdrag. En in Hemelvaart het ons spesifiek gesê, dis die disippels wat disippels moet maak. En ons het gesien dat dit elkeen van ons se opdrag is om uit te gaan en te gaan getuig voor die wêreld. Elkeen wat homself 'n Christen noem, het ook hierdie taak. Sondag in die erediens het ons gekyk na die eerste gereedskapstuk wat God vir ons gee, naamlik gebed. Dat ons biddend voor God kan staan in hierdie opdrag, biddend ons opdrag uitvoer, en dat ons hom mag vra en smeek dat hy in ons sal werk, deur ons sal werk, om ook ons opdrag uit te voer. Vandag bespreek ons 'n tweede stuk gereedskap. Iets wat ons in ons kussie kan sit, en ons kyk ook na hoe God juis dit wil laat gebruik vir ons om getuienis te lewer. En hierdie stuk gereedskap is die stem, of dan deur die gesproke woord getuienis lewer. Die Here sê in Handelinge 1 vers 8, julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Wat is 'n getuie? 'n Getuie is iemand wat iets fisies sien gebeur, of daarvan hoor, of dit beleef en dan dit gaan oorvertel aan iemand anderste. As ek byvoorbeeld 'n ooggetuie is van 'n ongeluk, is ek die een wat sien hoe daardie kar van links na regs oor die pad beweeg. Ek is die een wat sien hoe hy van die pad afgaan en hoe die ongeluk ek daardie gebeurtenisse vertel vir die polisieman wat sy verslag moet skryf. Ek kan in die hof daardie getuienis gaan lewer van dit wat gebeur het, omdat ek gesien het wat daar plaasvind. Daarom is ek 'n betroubare getuienis. Of ek kan in die gehoor getuig, want ek kan dalk 'n gesprek tussen twee mense hoor en daarvan sê wat ek gehoor het, of ek kan getuig van die belewenis van iets. Byvoorbeeld as ek by 'n restaurant gaan eet en die diens is goed en die kos is lekker, dan kan ek vir mense vertel van hierdie wonderlike restaurant en hoe lekker dit daar was.
en hulle kan dit as betroubaar vat, omdat ek fisies daar was en dit beleef het. Nou kan mense sê, maar dan kan ek mos nie getuig nie. Ek het nie gesien wat Jesus doen nie. Ek het nie gesien hoe Jesus aan die kruis gehang het nie. Ek het nie gesien hoe Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. Ek het nie gesien hoe hy opgevaar het na die hemel nie. Ek kan daarom nie getuig nie. As ek getuig, is dit hoorsê. En hoorsê word in geen hof, geen instelling as betroubaar geag nie. Ons het nie gehoor wat hy sê nie. Ons het nie sy wonders beleef nie. Hoe en waarop moet ek dan getuig? En as dit die argument is, geliefdes, dan moet ons sê dat geen disipel kan disippels maak nie. Alleen die apostels kan dit doen, want deel van die vereiste om 'n apostel te wees is, ek moet fisies 'n ooggetuie wees van Christus. En tog kry die disipels die opdrag. Disipels moet gaan getuig. Dalk is dit nodig dat ons dan net weer ons perspektief verander oor watse tipe getuienis ons moet lewer. Want ons getuig nie van dit wat ek gesien het nie. Nee, ons getuig van dit wat deur die woord van God aan ons geopenbaar word en wat deur die Heilige Gees in ons harte bevestig word. As ons getuig, dan vertel ons vir mense van dit wat God vir ons geleer het. Ek vertel hulle van dit wat geskryf is. Ek vertel hulle van dit wat ek uit sy woord uitgeneem het. Die krisis van die wêreld vandag is dat mense verkeerdelik getuig en sê dit staan in die woord. 'n voorbeeld daarvan is 'n getuienis, Jesus is liefde, Jesus is liefde, Jesus is liefde, daar kom nooit regverdig uit nie. En in daardie getuienis word dit so ver gedryf dat ons die homoseksueles moet aanvaar. Ons moet hulle aanvaar want hulle is in Jesus se liefde deel van die gemeente. Tog is dit 'n valse getuienis, want die woord van God spreek die oordeel uit oor die sodomiete en hoe hulle nie in die koninkryk van God sal ingaan nie tensy hulle bekeer. Dis nie 'n getuienis op gevoel nie. Nee, ons kan teruggaan na Levitikus 19 toe. Ons kan dit gaan uithaal. Ons kan gaan kyk in die Nuwe Testament na 1 Korintiërs 6. Dis 'n ware getuienis op grond van dit van God wat in die woord staan. In die wêreldse gereg praat ons daarvan as 'n spesialis getuie. Iemand wat hulle ingegrawe het in die kennis van hulle veld. Iemand wat vanuit hierdie kennis na vore kom en getuienis op grond daarvan lewer. Geliefdes, ons getuig op die kennis van God wat ons uit die woord uitgekry het. Ons is die spesialis getuie in hierdie wêreld. Daarom het ons nie 'n verskoning nie. Ons moet getuig. Nou geliefdes, hoe doen ons dit? Ons doen dit op 2 maniere, deur woord en deur daad. En ons sal donderdag stil staan by die daad. Vanaand is dit spesifiek by die woord waarmee ons getuig. Dit is 'n besonderse stuk gereedskap wat God ons gee, amper soos 'n skroewedraaier in ons gereedskapkassie. 'n Skroewedraaier kan amper enigiets doen, solank as wat jy weet hoe om met hom te werk. So is die gesproke woord. Jy sien, voordat die Bybel geskryf is, voordat dit fisies neergepen is daar staat gemaak op die mondelingse getuie van mense. Daar staat gemaak op mense wat aan mekaar oorvertel, broeders wat teenoor mekaar getuig van Christus. En eers later is die Bybel neergeskryf. Maar steeds word daar staat gemaak op die mens wat dit aan mekaar vertel. En die vereiste is nie 'n teologiese diep gesprek nie. Nee, die vereiste is bloot praat oor die Here. Praat met die werknemers, praat met die werkgewer, praat in die gemeenskap,
praat langs die braaivleisvuur oor die Here. Waarvan die hart vol is, moet die mond van oorloop. Dis wat Jesus vir ons in ons geleesde gedeelte openbaar. In vers 34 sê hy, uit die oorvloed van die hart praat die mond. Waarvan is u hart vol, geliefdes? Is u hart vol van Jesus? Hoekom praat ons nie meer van hom nie? Maar nee, ons monde is vol van die vloekwoorde en krietaal. Ons monde is vol van die vieslikste stories en vuil grappies. Ons monde is vol van die geskinder en belediging teenoor ander mense. En die ergste is ons monde vol van die lastering. Dit is nie verniet dat Jakobus juis daaroor skryf nie. In Jakobus 3 skryf hy vir ons in vers 9 tot 10, daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. In dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Ons monde moet vol van Jesus wees, omdat ons hart daarvan vol is. Maar uiteindelik is ons monde vol van die wêreld. Is dit nie besonders dat dit juist die mond is waarmee die evangelie uitgedra word? As die Heilige Gees uitgestort word, is dit die eerste manier waarmee God die evangelie laat uitdra. Die apostels begin spreek in tale, in die mense eie taal hoor uit die getuienis. Is dit nie wonderlik dat ons dit in ons eie taal vanaand in die Bybel kan lees nie? Is dit nie besonders dat ons kan uitgaan in ons eie taal daarvan kan getuig nie? Die idee is nie dat u moet predikers word nie. Die oproep is nie dat u sprekers moet word nie. Nee, praat net oor die Here. Gesels net met die medemens oor hom. En geliefdes, u kan nie vanaand vir my sê dat u dit nie kan doen nie, want ek het vir u nuus, u kan. Maar u kan dit nie alleen doen nie. Kom ek gee aan u 'n praktiese, persoonlike voorbeeld van 'n belewenis daarvan. As 'n jong student het ons een aand huisbesoek gedoen by 'n jong vrou. En die jong vroutjie het haar man verloor aan die dood. Baie vrae, baie worsteling waarop sy antwoorde soek. En as 19-jarige met 3 maande se studies agter my rug het ek nie antwoorde gehad nie. Maar die aand toe ons uitstap, toe sê ek vir my vriend wat saam met my die huisbesoek gedoen het, vanaand het ek gesien hoe die Heilige Gees my mond gebruik. Ek het gesien hoe die Heilige Gees my as instrument gebruik om haar vrae te antwoord. Geliefdes, die Here roep nie bevoegde mense nie. Hy roep gewone mense en hy rus hulle toe om die opdrag te gaan uitvoer. Bid daarom dat die Here jou mond sal gebruik as instrument. Bid en vertrou dat hy jou sal gebruik om deur woord en daad die evangelie tot aan die uiteinde van die wêreld uit te dra. Amen. Geliefdes, ek gee geleentheid nou, dat daar waar u sit, dat u stil word. Dink oor die opdrag wat ons van die Here ontvang het. Dink aan die gereedskap wat hy ons gee. En vra dat hy u ook sal lei om die opdrag te gaan uitleef. Ek gaan geleentheid gee dat ons so sit en stil gebed doen. Daarna sal ek vir ons met gebed afsluit, waarna ons as 'n slotsang sal saam sing. Kom ons sit net so, dan word ons stil.
Ons almagtige God, Here en ons Vader. Here, U roep gewone mense om 'n bitter groot opdrag uit te voer. Maar Here, dankie dat ons nie op onsself hoef staat te maak nie. Dankie dat U ons toerusting gee om hierdie opdrag te gaan uitvoer. Dat ons in gebed voor U mag nader en dit van U vra. Here, werk deur die woord wat ons spreek so dat die evangelie sal verkondig word. Dat ons disippels sal maak van al die nasies. En dat ons U daardeur sal verheerlik. Here, dankie dat ons weer kan dink in hierdie tyd van die jaar aan die uitstorting van die Heilige Gees. Maar ook in die werking van die Gees en hoe hy ons daartoe in staat stel. Here, werk met die Gees sodat hy ook die woord in ons hart sal bevestig, dat ons sal gaan getuig van dit wat U aan ons geopenbaar het. Here, ek bid dat U met elkeen van ons sal gaan in die uitlewing van ons opdrag. Here, dat ons disippels sal maak en getuies sal wees tot aan die uiteindes van die wêreld. Here, gaan met ons in hierdie aand. Here, lei ons ook elkeen veilig na ons huise en bring ons weer donderdag by mekaar as ons dink aan die daad waarmee ons U evangelie in hierdie wêreld uitdra. Hierdie dinge bid ons in onsself nie, ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 275. Gesang 275, helder skyn U lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Ons sing Gesang 275, daarvan al 5 die verse staande, waarna jy staande kan bly vir die seën. Gesang 275, al 5 die verse.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ek vra dat u net so oomblik gou sit, en net 2 goedjies gou vir u sê. Eerstens, laasweek na die hemelvaart is daar gevra, hoekom steek ek nie my hande op met die uitspreek van die seën nie. Met bidure doen ons dit oor die algemeen nie. So dit is die enigste rede hoekom die hande nie uitgesteek word met die uitspreek van die seën nie. Dis niks snaaks nie, dit is die gebruik by die kerk. En dan is daar 'n versoek gewees dat ons die diens vroeër hou, 5:30, maar ek het so 'n bietjie met mense gepraat en die gevoel wat ek kry is dis bietjie vroeg. Die gevolg is daar's baie mense wat tot 5:00 toe werk en dan is 5:30 net te vinnig op die mense. U kan maar vir my sê of u voel ons moet dit vroeër hou. Ek dink 6:00 is redelik 'n goeie tyd. Dis nie 'n te lang diens nie, ons gaan ook nie lank kuier nie. Maar u kan maar net met my gesels as u dink ons moet dit vroeër hou. Geliefdes, dan is daar nie vanaand 'n sop of iets soos dit nie. U het gesien ons het Sondag lekkere nagmaalsete waar ons lekker gaan sop en sherry eet en drink. Maar ons nooi nog steeds uit, kom kuier asseblief saam en kom drink 'n lekker koppie koffie. Dan hoop ek u het 'n geseënde aand. Mag die Here u ook veilig by die huise bring. En dan sien ons DV as die Here ons spaar donderdag aand vir die tweede diens in ons Pinksterreeks. Seënde aand vir almal.